Ons laat volgende voorstaan afstaan, asseblief, met liedboek 308, 1, 2, 3 en 5. Goeiemôre geliefdes. Wonderlike voorreg om weer mense van u terug te sien van vakansie af, want dit word dan nou lekker warmer buite. En ek glo een van die dae en nag die musiekspan daarbo wat weer in volle getal is. Dit is so lekker om julle stemme te hoor. Baie welkom by die erediens. Ek wil net vir u iets noem. Ons moet dit nou eers woensdag aan by die dagbestuur vasmaak. Maar ons het nou 'n gedagte dat die blaadjie miskien net eenmaal 'n maand uitkom. Maar dan gaan dit 'n blaadjie wees. Ons gaan hom in kleur doen. Ek sal persoonlik self gaan soek vir elke maand vir 'n borg om hom te druk. Want weet jy, as ons Sondag hier uitloop, dan lê alles maar net hier op die ek vat dit nie huis toe nie. So dis nie vir my 'n verskriklike lyk asof dit so 'n mors van papier is. Maar dan kan ons nou resepte en huis wenke, daar staan baie mooi maak. Nie jy sal sien, Marie sit alreeds hier binne, haar soos die Engelse sê, creative juices al begin vloei en ons beplan om dit dan regtig 'n lekker blaadjie te maak. Ek het nie toestemming daarvoor nie. Ek toestem om vir julle so te sien nie. Ek toets. Weet jy, daai ene wat hulle so die mikrofoon vat, die belangrike mense, dan sê hulle testing, 1, 2, 3. Nou aan testing, 1, 2, 3. As jy nie van die gedagte hou nie, gee vir my jou rede. Maar ek dink ons kan regtig 'n bietjie wegbeweeg van die normale. Dis eintlik maar al wat ek vandag by op en aanmerkings het. U is almal baie welkom, so dat ons gaan net oor na die formele erediens. En ons begin, broers en susters, hierdie erediens in die magtige naam van ons Here Jesus Christus. Want deur hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons.
soos party van julle digters ook gesê, ons stam ook van hom af. Kom ons sing ons toetrede lied vanmôre, staande en ons kom in die Here se teenwoordigheid. U moet maar net mooi vir my luister, ek gaan weer soos wat ons baie keer in die gemeente doen, die liturgie 'n bietjie omkeer, net sodat ons nie in 'n groef beland nie, want u weet, die verskil tussen 'n groef en 'n graf is net die diepte. So ons moet 'n bietjie partymal 'n nuwe ding doen. Goed. Ek gaan eers vir u groet, en ek groet u geliefdes, hy wat sy lewe vir u afgelê, groet u vanmôre, en ek skenk aan u sy genade, sy vrede, en voor alles sy liefde. Amen. Ek gaan dat ons die lofprysing en aanbidding nou doen, en na die wet sal ek graag die stilte wil hê.
voor U neer. Laat U naam geheiligd word. Laat U koninkryk kom. Laat U woord hier geskied, soos in die hemel by U. Laat ons lewe dit verdoen, wat U vir ons leer. Gee ons toch vandag se brood en vergeef ons skuld, soos ons ook vergeef wat teen ons oortree. En ons Heer beskerm ons, breek toch die bose se maag. So afhanklik van U Heer, kniel ons voor U neer. Al die majesteit en lof, kom U toe, o Heer. Al die heerschappij en macht, dit behoort net aan U. Al die grootheid aan U dank, dit laat ons tot U eer. Abba, Vader, hoor ons bid, ons buig voor U neer. Geliefdes, wat 'n pragtige lied. Weet jy, elke keer as ons hierdie gebed sing, dan ruk dit hier binne my siel, ons groot Vader. Was gister by 'n geleentheid en die man het gesing, onbeskryflik is ons Here. Onbeskryflik is ons God. En terwyl hy so sing, het daar so binne my iets oopgegaan. Iets wat 'n mens het, maar wat jy soms net weer moet hoor. Onbeskryflik groot is ons Here. Die wet van die Here gaan vanmôre na ons kom uit Efesiërs. En ek gaan vir u so 'n paar verse uit Efesiërs 5 lees en ons lees uit die vertaling van die boodskap ter wille van die boodskap. Maak soos God gemaak het. Want so maak kinders wat 'n liefdevolle Vader het. Elke dingetjie wat jy doen, moet van liefde straal. Dit is mos die voorbeeld wat Christus vir julle gegee het. Hy het ons so lief gehad dat hy sy lewe
tot ons voordeel gegee het. Hy het homself geoffer en God het die offer aanvaar as betaling vir al die skuld wat met ons sondes gemaak het. Al die skuld wat ons sondes gemaak het. En dan begin hy om te sê wat ons toon moet oppas. En ek wil net vanmôre baie mooi daarna luister. Onthou, julle behoort aan God. Onthou, julle behoort aan God. Hy klaar betaal vir ons sonde, maar nou leef ons vanuit hierdie wonderlike vrylating van die sonde, leef ons tot sy eer. Daarom mag jy nie eens daaraan dink om seksueel verkeerde dinge van watter aard ook al te doen, of van gierigheid oor te loop nie. 83 vertaling sê, gierigheid is afgoderry. Onthou, julle behoort aan God, dit ek klaar gelees, oppas wat julle sê. Moenie lelik praat, vuil stories of skuldige grappe vertel. Dit pas nie by in Christen nie. Praat liewer so, dat dit vir God aangenaam is om te hoor. Hiervan kan jy seker wees, as iemand onsedelik of vuil leef, of soek graag ryk wil word, dat hy van geld en afgod maak, is daar nie vir hom plek in die nuwe wêreld van Christus en van God nie. En dan gaan ek van 15 af verder lees. Wees baie versigtig hoe jy leef. Leef is soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag. Onthou, ons is nou met die wet besig. Ons is nie meer by thou shalt and thou shalt not. Ons is nie meer besig by jy mag nie en jy moet nie, jy mag en dit en dat nie. Dit is in die ou verbond, deur Jesus Christus lewe ons in die nuwe verbond, maar dit stel ons glad en vry van om te leef soos wat Christus dit van ons verwag. Leef soos mense wat weet dat God vir hulle 'n sinvolle lewe verwag. En nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie, maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tyd. Moenie jou lewens mors deur sonder 'n doel te leef nie, maak seker hoe julle die Here wil hê julle moet leef. Moenie te veel wyn drink nie, want dan verloor 'n mens beheer oor jouself. Laat jou hele lewe eerder deur die Gees beheer word. Sing en leer mekaar met liedere wat van die psalms kom en ander mooi geestelike liedere. Sing met julle hele hart vir die Here, moenie vergeet om altyd vir God die Vader baie dankie te sê vir alles nie. Doen dit alles omdat julle aan Jesus Christus behoort en hy julle in staat gestel het om dit te doen. Verskoning. Nou, die laaste vers, die vrees klein geskryf. Ek kan nie meer so klein lees die bril en al. Moenie vergeet om altyd vir God, die Vader, baie dankie te sê vir alles. Doen dit omdat jy aan Jesus Christus behoort. Doen alles wat jy reg doen, net omdat jy aan Jesus Christus behoort. Nie omdat jy vir God bang is nie, nie omdat jy bang is jy gaan die hemel eendag mis nie, maar uit liefde vir dit wat hy vir ons gedoen het.
gaan ons sekere dinge nie doen, want dit pas nie by 'n kind van God nie. Ek wil nie ons moet nou stil raak, ons stil raak stonde nou doen, en roei na die stil raak stonde gaan ons dan die res van die stilte doen. Hoor. Sing nou Psalm 119 strofes. Dis nou die stilword. Goed, ons gaan nou dan vol 174, 1-4 sing. Dan incorporeer ons die stilword. Maar ek wou dit spesifiek, ek dink ons gaan net gebed doen, dankie, hoor. Ek wou spesifiek die stilte op hierdie punt hê, voordat ons voortgaan na die woord toe. Ek dink die Here wil vanmôre met ons praat op 'n punt waar hy lanklaas met ons gepraat het. Ek dink hy wil vanmôre ons harte bietjie oopbreek, nie stukkend maak, nee, dit oopbreek, en net 'n bietjie met die soetlig van die Heilige Gees binne in ons harte gaan draai maak. En daarom moet dit nou stil wees. Kom ons sit so 'n oomblik in ons
vra hom om dan net alles in ons harte doodstil te maak. Hemelse Vader, in hierdie dae wat dit so raas is, raak dit al hoe moeiliker om regtig voor U stil te raak. Ons noem dit ons stilte tyd omdat ons eenkant gaan sit. En moet dit doen om met U te praat en die woord te bestudeer en te luister na dit wat U vir ons wil sê. Maar te midde van dit, te midde van ons beste pogings om stil te raak voor U, raas dit soms om ons so baie dat dit amper 'n vrugtelose poging word. Die telefone lui, die seine gaan aan en af, aankondigings dat daar nou weer 'n boodskap is. En Here, ons lewens is van so 'n aard dat ons daaraan moet aandag gee. En ergens tussen waar ek stil geraak het en waar ek weer met die lewe besig geraak het, verdwyn daar 'n hele stuk mooi wees. En daarom wil ek vanmôre vra, Here, dat U hierdie stuk mooi wees van ons stil word sal uitrek. Dat ons vanmôre in stilte net kan luister wat U wil sê. Help ons om asseblief ons gedagtes gevange te neem en 'n wilsbesluit te maak om in hierdie paar minute wat voor lê net na U stem te luister. Ons bid dit dan in die naam van Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan vanmôre lees uit Jesaja 53 en dis weer uit die boodskap vertaling, soos die woorde vir u bietjie snaaks klink, mooi so. Dan kan u dit nie net opsien, u kan 'n bietjie konsentreer. Jesaja 53 en ons lees vanaf vers 1. Wie het dit geglo toe hulle dit vir ons vertel het? Wie het raak gesien dat dit die was soos 'n boomwortel wat dit reg kry om 'n droë grond te groei? Daar was niks aan hom wat hom opvallend gemaak het. Daar was nie iets van sy voorkoms wat vir ons mooi was. Mense het die rug vir hom gedraai. Hy het swaar gekry. Hy het geweet wat lyding is. Mense het hom vermy. Ons het niks van hom geweet. Hy het al die siektes gehad wat ons eintlik moes gehad. Luister mooi hier. Hy het al die siektes gehad wat ons eintlik moes gehad. Mens besef dit nie as jy later na die diensknegt van die Here kyk, en jy later na die Here Jesus se lewe kyk,
dat hy so geweldig aan sy liggaam gelei het, ten spyte van alles wat hy gedoen het. Hy het die pyn ervaar wat ons eintlik moes ervaar. Pyn tot die mag 10. Maar ons het gedink dit is God wat vir hom vir sy eie oortreding straf. Hy is geword as gevolg van ons opstand teen God. Hy is doodgemaak omdat ons sonde gedoen het. Verstaan jy hoekom ek vanmôre 'n ander vertaling? Hy is doodgemaak omdat ons sonde gedoen het. Hy moes die prys betaal dat ons lewe kon herstel. Hy is stikkend geslaag, sodat ons weer gesond kon word. Ons almal was so skape wat gedwaal het. Elkeen het sy eie koers gekies, maar die Here het die sonde, het al ons sonde op hom laat neerkom. Hy is sleg behandel. Tog het hy nie 'n woord gesê. Hy was so mak soos 'n lammetjie wat weggevat word om geslag te word. Hy was so stil soos 'n skaap wat geskeer word. Hy is gevonnis en uit die tronk weggevat om tereggestel te word. Wie het daaroor gedink dat hy doodgemaak kan word, dat hy ter wille van sy volk tereggestel kan word? Hy is by misdadigers begrawe. Sy graf is tussen sondaars. Al het hy nooit aan geweld skuldig gemaak nie, selfs nie eens leuns verkoop nie. Die Here wou gehad het dat hy in ons plek geslaan moes word en in ons plek seer kry. Omdat hy homself aangebied het om ander se straf te dra, sal daar vir hom 'n nageslag wees. Sy naam sal nog lank bly. Hy het gedoen wat die Here gedoen wou hê. Nadat hy so swaar gekry het, sal hy sien wat daarvan gekom het. Hy sal tevrede wees met wat hy gedoen het. My dienaar was my gehoorsaam. Hy sal baie ander ook gehoorsaam aan my maak. Hy sal die straf op hulle sonde wegvat. Ek sal vir hom 'n plek gee tussen die belangrikes. Hy sal deel hê aan hulle eer. Hy was bereid om sy lewe op te offer. Hy het hom gewillig saam met die misdadigers laat lei. Dat tel verskoon my. Hy was bereid om in te staan vir baie mense se sondes. Hy het vir oortreders gepleit. Dis hopelik vanmôre vir u 'n ander lees van Jesaja 53. Geliefdes, ons gaan vanmôre praat en my tema is die wonder van gebrokenheid. Daar's iets aan gebrokenheid wat soms 'n mens se rede oorskry. Heeltemal. Ons wat hier sit is almal onderworpe aan 'n gebroke, stukkende wêreld en ons hoef regtig nie ver in die pad af te ry
om stikkindheid en gebrokenheid en hartseer te sien. Dis 'n wêreld wat mooi is, en ons is aan hom onderwerp, al is ons kinders van God. Ons is almal onderworpe en leef ons self, leef soos gebroke, stikkende mense, met gevolglike, gebroke, stikkende mense, wat vanuit hulle eie verwondheid weer anders maak. Luister, bly by my. Molesteerders, molesteer. Gemolesteerdes, laat my soos. Molesteer, meeste van die keer. Mense wat geweldig in 'n huis groot geword het, wat hulle wit en wakker aangerand is. En geen ander manier om 'n kind groot te maak as om wit en wakker te slaan. Dat die bloed. Ons praat nie nou van tugtig en mooi leer. Ek praat van daai kind wat by die skool kom en hy in die warmste somer 'n lang trui aan, want as jy daai trui sou uittrek, sou jy geskok wees om te sien wat op daai lyf aangaan. En as jy teruggaan, sal jy sien dat sy pa kom uit so 'n verlede en sy pa kom uit so 'n verlede. Mense wat op geen ander manier met kinders kan praat as om hulle te verskree. Kom uit 'n huishouding waar hulle verskree was. Oor alles en oor niks. En vanuit ons verwondheid leef ons so voel. Dit voel soms of die kringloop so boos is. En nou praat ek met mense soos Ada. Ada met my, as daar iemand is wat met daai tipe ding te doen, dan is dit jy en Beth en al die onderwysers wat engele, almal van julle wat hier sit en wat al afgetree word. Sien daai kind raak en jy besef ergens kom hierdie kind uit so 'n gebroke kringloop. En tensy die liewe Here nie intree en iets doen nie, gaan hierdie bose kringloop net voortgaan. Jy hoef nie net die munisipale wat nou nie meer bestaan eintlik nie, te kyk en te besef, dit is 'n gebroke besigheid en dit laat jou gemoedstoestand nie goed nie. Iemand het eendag vir my gesê, my moed is in my skoene. My moed is vandag in my skoene. En as ek my skoene uittrek, is my moed weg. Nou dis is ons party daarvoor. Die nuus is vol van moord en bedrog en omkopery. Ek weet ons hoef nou vandag vir mekaar niks te sê oor wat in ons land aangaan nie, dit gaan in ander lande ook. So aan ons hoor van mense wat uit hopeloosheid vir die nuwe lewe 'n boot so vol maak dat 68 mense alreeds verdruk het, want hulle wil net in Vader se naam iets beters gaan soek. Jy sê, jy kan ook vanmôre vir my vrou nou doen, ek hoor vir jou. Maar waar is God in hierdie equation? Doen hy
dan nie iets nie? Kan hy dan nie iets doen nie? Kan God dan nie keer dat hierdie goed net aangaan en aangaan en aangaan? Daarom praat ons vanmôre oor die wonder van gebrokenheid. Jy sien, ons is in 'n stukkende wêreld onderworpe deur sonde wat hierdie wêreld gebreek het. En totdat Jesus weer kom om te kom regmaak, soos wat ons elke Sondag sing, hy kom heel maak wat sonde hier kom breek het. Tot dan is ek en jy nie daarvan uitgesluit. Ongelukkig nie. Ons is daaraan onderworpe. En eers wanneer jy self te doen kry met omstandighede wat so seer is dat jy dink jou hart fisies gaan breek. Dit is interessant wat die Afrikaanse taal noem dit hartseer. Jou gevoel as jy regtig hartseer is, dan pyn jou fisiese hart. Jy kan jou hart met 'n koutjiepen afteken, want die hartseer sit nie binne. En eers as jy so gevoel het, ek meen, daar's Johan, julle dogter, wat niks mekeer het, hierdie ongelooflike atleet. Sy motor, sy band, raak langs die pad ontklaar. En 'n dronk man ry haar, dat sy vandag met gebrek moet saamleef. Dis onregverdig. En nou wil ek vanmôre vir jou, vir die 100ste en nooit die laaste keer sê, dis nie God wat dit toelaat nie. God is nie die auteur van jou pyn. Dis die gebroke wêreld waaraan ons leef. Want as God, die oomblik as jy se kind geword het, vir jou so 'n rokkie aangetrek het, so onsigbare rokkie. En nou verloor jy nooit meer jou werk nie. Jou kind word nie wreed verkragt of ontvoer nie. Jou kind kom nie onregverdig deur 'n dronk man in 'n ongeluk wat haar hele lewe die mat onder haar uitdruk. En maar by wyse van gevolg hele lewe ook verander. En so sit elkeen. Ek ken julle en ek weet dat ook in julle lewe het goed gebeur, wat die Vader weet, jou lewe die mag onder jou uitgetrek het. En nou praat ek julle dan in die dieptes van ons verlore en net bly net by my. Nou hartpyn partymal so oor dinge wat ander aan jou doen. Besluite waaroor jy geen beheer gehad het. Ek meen, Elsabie, jou dogter het nie vir daai man drank gegee nie. Sy het geen besluit gehad dat hy dronk in 'n motor moet klim en haar moet raak ry op die kant van die pad. En baie van ons sit hier, wat dinge met ons gebeur het as kinders, wat die Here weet, te erg is, om in die openbaar te sien. En ek weet, en jy sien, eers wanneer daai goed moet jou gebeur, dan begin jy besef wat die woord gebrokenheid beteken.
En nou wil ek met jou praat oor die wonder daarvan. Henry Nouwen skryf treffend, niemand ontkom verwonding nie. Ons almal is verwonde mense, of dit nou liggaamlik, emosioneel, verstandelik of geestelik is. Die groot vraag is, hy is nie, hoe kan ons wonde wegsteek nie? Sodat ons nie verleë of skaam daaroor voel nie. Maar die vraag is, hoe kan ons seer kry in diens van onderstel? Wanneer ons wonde nie meer vir ons 'n bron van skande is nie, maar 'n bron van genesing verander, het ons gewonde genesers geword. Skryf hierdie woorde neer, Joe. Gewonde genesers. Steeds het jy die wonde, maar jy kan iets positiefs met jou wonde doen. Jesus is God se gewonde geneser. Jesaja 53. Deur sy wonde word ons genees. Jesus se lyding bring vreugde en lewe. Sy vernedering bring heerlikheid. Sy verwerping lei tot 'n gemeenskap van liefde. As volgelinge van God se gewonde geneser, kan ons deur ons eie seer kry, genesing verander help bring. Mens bou natuurlik hou nie daarvan om gebreek te word nie. As die lewe met jou gebeur, is die eerste reaksie meestal totale skok. Kan ek net nou ek kan nie myself as 'n voorbeeld gebruik, maar ek wil daarom vir jou sê, dat ek ook gevra het, toe daai swart kop so oor die matras uitsteek. Die 3 Februarie 2024. Het ek ook vir my sê, Here, is dit reg in my huis? By my bed, wat daar kop uitsteek. En toe opkom met die 4 wapen en die mes te vra ek, Here, waar is U? U sê, ek is nie vergewe nie. Ek kan ook skok kry wanneer die lewe met my gebeur. Toe daai mense vir jou geslaan het met daai klomp eisters, ek weet nie eens wat hulle dit alles noem nie. Hou het? Jy het maar magteloos op die mat gelê. Ek is 'n kind van God, van dit my verstand. Ek is 'n man wat in justisie werk vir soveel jare. Ek sit in 'n tronk, man, en nou het hulle vir my, waar hulle my wil. En daarna jou reaksie partymal woede. En weet jy wat, broer en suster, jy mag vir God kwaad. Jy mag. Jy gaan nie met 'n weerlig geslaan word nie. En jy weet daar 'n klein dogtertjie wat so sit, en vat haar papa die mes uit haar hand en skop sy in sy teen sy maar mee. Sy verloor nie haar kunskap nie, hy tel haar op en hy gee vir haar lekker in die plek van die mes. Hey ma, hy is jou papa vader, hy verstaan. En nou wanneer ek seer weerkom, soos golwe, neskeding, kyk nou, jou kop geskik, soos 'n hond as die water nou af, en kom jy volgende kop. Of vraag jy, maar jy weet ek weet daar man, hoe kan dit so aanhou gebeur? Hoe kan jy so toelaat dat dinge met my gebeur?
Nonsens, man. Hy tel jou op wat jy nooit aan die lewe blootgestel. Hy tel jou op en in daardie oomblik nou hy vir jou baie stil. Ek neem Adam, hoeveel mense het jy in die jaar verloor? By hoeveel grafte moes jy staan en elke keer wat jou hart breek. Maar as ek iemand aan die dood afstaan, weet ek na die dood te gaan. Want Adam kan jou troos soos ander nie kan, want hy hart weet. Hy weet. Die doel van hierdie verwondenheid en hierdie gebrokenheid sal ons nie verstaan. Nooit op hierdie ondermaanse. Al wat ek vanoggend onomwonde vir u wil sê is God kan en hy wil jou gebrokenheid gebruik. As ons kyk na Jesus by die vermeerdering van die brood en die vis, besef julle, al wat hy in sy hande gehad het, was 'n klein seentjie se lunchbox. Sy ma het waarskynlik vanoggend gesê, "Hoor, die vat die twee visies en die broodjies en dan sit ons dit vir jou weer in 'n sakkie of waarin, want ek weet jy gaan nou weer vandag vir Jesus luister." En al wat Jesus skryf van die disippels af, is 'n klein seentjie se lunchbox. En as jy kyk na die hoeveelheid mense wat daar sit, ek meen die oorwig van honger teenoor dit wat Jesus in sy hande gehad het, is totaal en al buite verband. En Jesus bid daaroor. En as jy mens gedink het toe hy oor dit bid, moes dit dadelik 'n groot vis en 'n vrag brood wees. Dit wat hy vir die disippels gee om uit te deel, was steeds net 2 klein visies. Dink nou maar aan 2 sulke sardines. 2 klein visies, 5 broodjies, en hy sê, vir die skaap. En toe hy die brood begin breek, toe bly daar genoeg oor vir die ou langste. En hy breek hierdie broodjie en hy bly oor vir die ou langste. En hy breek die broodjie en hy bly oor en hy begin so met die vis. Ek sluit nie dit op gekry, maar ja, hulle breek toe nou die vis. En dan stem ek oor vir die een langste. En hy breek die visie en dan een vir die ou langste. En so voed hulle by een geleentheid 5000 mans. En moenie vir my sê, hulle vrouens was nie saam, en hulle het nou sonder meer as een vrou gehad, nee. So die vrouwens was saam, en die vrouwens was vrugbaar, so hulle die kindertjies saamgebring, een op die hip, een aan die hand, en julle weet, ons gaan nie kwijt. So daar was baie mense, en daar was steeds 2 visies, 5 brood. En die vermeerdering het nie by die gebed plaasgevind nie. 'n mens sou kon dink. Ek het nie vir jou gesê dat nadat Jesus gebid het, moes dit net omtrent 'n walvis wees. Mooi in stukkies gesnit. En dit moes pragtig brood, mooi en snytjies gesny. Presies dieselfde scenario. Maar die breking het die verskil gebring. Daar was nog 'n breekslag. In Lukas 7 lees ons vers 37. Ek het nou gelees. Van Maria, dit was nou die vrou wat in die oorspel gevang was en toe Jesus vir haar gesê,
gaan jy in Sondag nie meer nie. En sy het 'n albeste flesie met olie gebring, en sy het sy voete gesalf met die olie, en met haar hare afgedroog. Ek het by geleentheid die voorreg gehad in Israel, om so 'n albeste flesie te sien. Hy loop so uurglas besigheid. Hy het nie 'n prop nie, niks wie kan afskroef en gebruik nie, dis 'n geseelde eenheid. Al hoe jy daai breekolie in hande kan kry, is om soos 'n ampulle die lekker te breek. En kom daai wonderlike geur. En die kurator het op daai stadium vir ons gesê, daardie botteltjie was min of meer 2000 jaar oud. En sou jy sy nekkie knap op daardie stadium, sou dit perfek geruik het soos die oorspronklike produk, want dit het nooit met suurstof te doen gekry. Daarom was dit so ongelooflik duur. En daardie vrou moes die besluit neem om daai nekkie te knap. Die Bybel praat in 2 Korintiërs en ek raak einde se kant toe. Hy praat in 2 Korintiërs 2 vers 14 as volg, hoor hierdie mooi teks. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus, deur ons, versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Hy versprei die kennis van Christus deur ons, soos 'n aangename geur. Ons broers en susters is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Niemand gaan by jou verby. As jy 'n gebroke flesie is, sonder om die kennis van God by jou te ruik. Het jy in die oë gekyk van iemand wat gebreek was? Jy kyk in oë wat pyn ken. As mense, jy gaan na 'n dokter toe, dan kom jy met die allerverskriklikste migraine daaraan. Jy wil opsluit dood. Maar hy het dit nooit gehad, sê. Dan sê vir mevrou, ek gaan nou vir jou inspuitmiddel gee, en lê jy net so 'n bietjie daar, en vat jy gekry vir hierdie pilletjies, en dan wees jy wel 'n bietjie sterk. En dan op 'n dag stap jy by 'n dokter in wat migraine kry. Soos my dokter sê, ek is nou eendag so naar gewees die bure wou trek. En dan verstaan hy van daai pyn. Dan verstaan hy van pyn wat jy nie meer weet waar jy. Nou God het sulke mense nodig. Hy het dit nie oor jou gebring nie, boetie. Hy het dit nie oor jou gebring, my sussie. Hy is nie die outeur van jou pyn nie, maar hy het jou so nodig. Hy het so nodig dat hy ander mens pyn in jou oë sal herken. Sluit, ek wil net gou vir julle hierdie dinge vertel. Loop en Piek en Pyp, jy het dit al vertel, maar vir die nuwe mense moet ek weer vertel. Ek loop en Piek en Pyp, toe was Piek en Pyp ook al nog aan die ander kant, nie dit van
dis net so ander kan die rinderkoes, né? En my kindertjies is babetjies, ons loop daar, en dan loop 'n ou swart vrou. Nou het sy kombers om, en nou staan weer 'n klein kind, of 'n agterklein kind op die rug, en loop sy dan, en sy daai oogies getrek. Nou loop ek na haar toe, ek sê, ag, my ous, as jou kop seer, sy sê, wees. Ek sê, ek jy pille, nee, sy het nie pille. Nou kry ek 'n stoel, nou laat maak ek haar sit, ek die kombers af, ek laat die babetjie daar lê. Nou soek ek daar na die Villiers apteek toe nog en koop ek pynpille. Ek vra of jy geëet of iets gedrink, nee. Nou koop eers vir haar 'n broodrolletjie en 'n bietjie lemoensap. Nou sê ek net eers eet en drink, en dan drink jy hierdie pille en dan gaan jy nou baie beter voel. So en weggeloop vra my man vir my, ken jy die vrou? Nee, maar ek ken daai hoofpyn. En ek sê nou vanmôre vir julle, as ek 'n slang vang, en ek weet ek migraine, gaan ek eers sy migraine wegvat en dan gaan ek hom doodslaag. En dan nie van migraine weg. Broers en susters, ek kan nie vandag vir jou kom sit en jy kan deur die dood verdoor. Ek het deur die genade van die Here nog nie daai pyn, daai naamlose pyn, het ek nog nie ervaar. Maar as jy deur daai pyn gegaan het, is jy vir God kosbaar. Jy's vir hom 'n werktuig. Jy's vir hom so belangrik, want jy weet hoe dit voel. Maar vleesie is op baie ander maniere gebreek. Wat ek vandag as ek met mense praat, verstaan kom. Ek sluit. Toe Jesus op aarde was, het hy dooies opgewek. Hy het water en wyn verander. Hy het siekes genees, blindes se oë geopen, dowes se ore geopen, hy het alles gedoen. Maar aan my en jou saligheid kon hy niks doen, voordat sy liggaam nie vir ons gebreek was. Sy liggaam moes gebreek word, sodat ek en jy vanmôre hier kan sit. Ons lees ten einde Jesaja 53 vers 4 en 5. Hy het al die siektes gehad wat ons eintlik moes gehad. Hy het die pyn ervaar wat ons eintlik moes ervaar. Maar ons het gedink dat dit God is wat hom vir sy eie oortredinge straf. Hy is gewond as gevolg van ons opstand. Ons opstand teen God. Hy is doodgemaak omdat ons sonde gedoen het. Hy moes die prys betaal wat ons lewe kon herstel. Hy is stukkend geslaan, sodat ons gesond kon word. Amen. Kom ons bid net saam. Here, skryf opnuut u advertensiewoorde van verlossing in my lewe, sodat hulle wat my vandag lees, vir Jesus daarin sal raak sien. Here, offer my gebrokenheid aan u, as 'n offer, sodat u dit kan gebruik, waar en wanneer ook al tot u eer. Amen. Ons gaan die Here nou dien met ons dankoffers.
En daarna gaan ons die slotlied sing. Blyk so staan om die seën van die Here te ontvang. En dan sing ons die musikaal aan. En ons slotlied gaan wees Psalm 277, strofes 1, 2, die refrein en dan 3. U is die lig. Baie dankie, kom ons sit so, dankie Here vir die dankoffers. Vader, wat 'n voorreg vanmôre weer om vir U te kom gee. Here, so baie mense maak die fout om te dink hulle gee vir die kerk. Dis U geld, Here. As U môre ons gesondheid wegvat, dis niks. As ons môre ons werk verloor, dit is ook maar niks. So die vir U genade is net ons die saad om te saai nie, en ons het ook nie 'n oes. En daarom kom ons vanmôre vir die dankie sê dat ons vir U kon gee, Here. Sien dit dan in U genade raak. Help ons, Here, om dit wat ons te so versigtig aan te wend, dat U wil daardeur geskied, Here, dat hierdie koninkryk van U uitgebrei word en U naam verheerlik word in alles wat ons doen. So bid ons dit in die magtige naam van ons koning Jesus. Amen.
Jesus Christus ons koning, en buig voor die neer, buig voor die neer. Jesus Christus ons God en Heer, ons bring aan U die eer. U is die bruidegom en ons die bruid. U nooi ons in die bruiloftsmaal, sy tyd. Daar klink ons lof, daar klink ons danklikheid. Ons bly beriek tot in die ewigheid. Baie dankie aan die musiekspan wat vir ons 'n item gebring het, en daar was geen woorde op die bord nie. Kom ons staan so en ontvang die seën van die Here. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees by u bly vandag, môre en tot in alle ewigheid. Amen. Here sy die Vader, here sy die Seun, en aan U, o Christus, deur al die eeuwigheid. Amen, 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 amen. Infant